Lukas 10 vers 1 tot 42. En na hierdie dinge het die Here weer 70 ander aangestel en hulle 2-2 voor hom uitgestuur na elke stad en plek waar hy sou kom. En hy sê toe vir hulle, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes uitstuur. Gaan dan, kyk, ek stuur julle soos lammers onder wolwe. Moenie 'n beurs of 'n reissak of skoene dra nie, en groet niemand op die pad nie. En in watter huis julle ook al mag ingaan, sê eers, vrede vir hierdie huis. En as daar 'n man van vrede is, sal julle vrede op hom rus, anders sal dit tot julle terugkeer. Bly dan in daardie selfde huis en eet en drink wat hulle het, want die arbeider is sy loon werd. Moenie van huis tot huis gaan nie. En in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle jul ontvang, eet wat aan julle voorgesit word, en maak die siekes gesond wat daarin is. En sê vir hulle, die koninkryk van God het naby julle gekom, maar in watter stad julle ook al mag ingaan, en hulle jul nie ontvang nie, gaan uit op sy strate en sê, selfs die stof wat uit julle stad aan ons kleef, vee ons vir julle af. Maar tog moet julle dit weet, dat die koninkryk van God naby julle gekom het. En ek sê vir julle, vir Sodom sal dit verdraagliker wees in die dag, as vir hierdie stad. Wee jou, Chorazin, wee jou, Betsaida. Want as in Tyrus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het, wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het. Maar vir Tyrus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle. En jy, Kapernaum, wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestort word. Wie na julle luister, luister na my. En wie julle verwerp, verwerp my. En wie my verwerp, verwerp hom wat my gestuur het. En die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in u naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskryf is. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en gesê, ek loof u, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het, vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies openbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. En hy het hom omgedraai na sy disippels, en afsonderlik aan hulle gesê, salig is die oë wat sien wat julle sien. Want ek sê vir julle, baie profete en konings het gewens om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en dit nie gehoor nie. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het, deur te sê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En hy antwoord hom, wat is in die wet geskrywe? Hoe lees jy? En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele krag, en uit jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit, en jy sal lewe. Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus, en wie is my naaste? En Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jericho, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy ander kant verby.
En net so het ook hulle fiet by die plek gekom en hom gesien en ander kant verbygegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy immig jammer gevoel en na hom gegaan en sy wonde verbind en olie en wyn daarop gegooi. En hy het hom toe op sy eie pakkier gehelp en hom na 'n herberg geneem en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê vir hom, sorg vir hom en enige onkostes wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste aan hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha het hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar en staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en verontrus oor baie dinge, maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat van haar nie weggeneem sal word nie.